Goeiemôre gemeente. Ja, dit was 'n hartlike groet. Baie dankie. Dit word opreg en met my hart uitwaardeer. Hallo Emmy. Oom Baas, ek hou baie van hom se hemp. Ek sien 'n paar gesigte wat vir my bietjie vreemd is. Het ons enige kuiergaste vanoggend asseblief? Is die kuiergaste? Julle gaan my in die skanne bring as julle nie julle hande opsteek nie, want ek het gesê ek sien vreemde gesigte. Nee. Okay, so ek is in die moeilikheid, Lemkan. Nietemin, baie welkom. Dit is vir my altyd 'n voorreg om hier saam met julle te wees. Dit is 'n voorreg om te kan sê ons is hier om saam te soek, ook na God. Mense, daar is nie vreeslik baie wat ek wil uitlig op die afkondiginge vanoggend nie. Ons het 'n paar nuwe name by ons voorbereidingslys bygekry. Ek is redelik seker die nuus oor die onderskeie persone het nou al die rondes gedoen soos ek Burgersdorp ken. Maar kom ons berus daarby om te sê, met almal gaan dit eintlik onder omstandighede goed. Okay? Die enigste een wat ek regtig graag wil uitlig is Anina Kutse. Dis tannie Frannie Badenhorst se kleindogter, 14 jaar oud en met kanker gediagnoseer. Daar lê vir hulle baie lank en 'n rowwe pad voor. So kom ons dink asseblief aan hulle hele familie. Tannie Frannie, sy trek 'n bietjie swaar. Ek het Vrydag met haar gesels. Dit is vir die hele familie 'n groot skok. So asseblief kom ons dink aan hulle. Tannie Annelie gaan dit daarmee beter. Chanelle Gransie. Ek wil tog haar ook uitlig. Sy is in Bloemfontein in die hospitaal, man en kinders is hier. En sy het maar 'n bietjie besorgdheid uitgespreek daaroor, want sy voel 'n vrou moet die huishouding aan die gang hou. So kom ons bid ook vir haar en vir Kobus en die kinders. En ons dra hulle in besonder op. En dan Calvin de Klerk. Julle onthou vir Calvin, hy was baie lank deel van ons. Ek wil vra, kom ons bid vir hom en Karen ook. Calvin se hart gee weer vir hom opdraande. Maar kom ons bid asseblief ook vir Calvin en vir Karen de Klerk. En dan ook sommer vir die uitgebreide familie. En dan, ek het versoek dat ons elke Sondag die gedeelte gemeentelede wat graag anoniem wil bly. Mense, daar's meer mense in daai kategorie as wat ons besef. En veral na laasweek se saamwees in die erediens, ek weet nie hoekom nie, ek vermoed dit het iets te maak daarmee, ons is skaam, ek vermoed ons is bekommerd oor hoe mense reageer, maar kom ons gaan nie daarop in nie. Kom ons sê net ons is bewus daarvan, nie almal wil hulle sê uitdagings aan die groot klok hang nie. En ons maak 'n punt daarvan om te sê, Here, ons weet nie wie die hartseer en die siek mense is nie, maar ons weet hulle is daar. En daarom dra ons hulle nie op. Ons gaan nou terugkom by dit. Ek wil graag net, ek verstaan is miskien 'n klein bietjie verwarring rondom die barmhartigheidsprojek. Die Kersfeespakkies is vir die kinderhuis in Reddersburg. Ekskuus, die ontgaan die name. Dis in Reddersburg se kinderhuis. Ek moet noem, daar is kinders vanuit ons geleedere en ons omgewing wat ook daar gehuisves word. Praat ek reg? OK. Dis hoe ek het verstaan ten minste. So dit is nie om so vreeslik buite ons grense te beweeg nie. Maar as diegene, ek het verstaan, mense se opinies oor dit verskil. So kom ons verdra mekaar in liefde, soos die Bybel sê. Maar diegene op wie se hart dit lê, hierdie Kerspakkies gaan vir die kinders wat in die kinderhuis gehuisves word. Dit is kinders wat nie vreeslik baie omgee in hulle lewe het nie. So dit is hoekom ons ook probeer uitreik na hulle toe, aan die hand van 'n Kerspakkie. Dit kos ons 'n paar rand, dit kos ons 'n paar minute, en jy kan vir 'n kind vreugde gee vir maande na jare toe. Ons het die geleentheid om 'n herinnering by 'n kind te skep. 'n Herinnering aan waardering. Dit is die mikpunt 10. Praat ek reg? Want ek praat nou namens jou met my oor die vingerstuk. OK. Dit is wat op die diakens se hart lê. Is om uit die barmhartigheidsroeping van God net 'n herinnering by 'n kind te kweek, iemand waardeer my. Iemand sien my. Dis waaroor die Kerspakkies gaan. Op die agterkant van dieselfde papier is daar 'n behoeftelys, dis kruideniersware. Dit is vir die kombuis van Reddersburg kinderhuis. Daardie kinders moet gevoer word. Daar kan dalk vir hulle 'n Kersete voorberei word.
So om die verwarring daar aan te spreek, dit is nie vir die kerk se noodspens wat hierdie kruideniersware gaan nie. Dis 'n addisionele spens tot die gemeente se noodspens. Praat ek reg om Willie? Is dit duidelik? Asseblief my help, ek wil graag die verwarring aanspreek as daar verwarring is. So hierdie is deel van die uitreik na die Reddersburg kinderhuis om te sê, ons in Burgersdorp, ry elke keer wat ons Bloemfontein toe ry by julle verby en ons sien julle raak. En die Here druk op ons hart om vir julle te sê, ons waardeer waarmee julle besig is. Dien sê dit is sy woorde, nie myne nie. Okay. So die woorde wat getik is blykbaar myne, maar die woorde wat gepraat word is syne. Dis meer reg. Maar net om uit te lig, dis waaroor dit gaan. Ek weet daar's mense uit Burgersdorp uit wat werk by die kinderhuis. Ek weet van kinders uit ons geleedere uit wat hier skool gegaan het, wat daar gehuisves word. Ek gaan nou eerlik wees, dit is nie honderde nie, maar ek weet van uitgesoekte gevalle waar dit mense uit ons eie geleedere is. Maar bid daaroor. Met alles in die lewe. Bid daaroor. Jou huwelik, jou vriendskappe, jou gemeente. Ek meen, as ek en Krieska van mekaar die duiwel in is, dan gaan ons maar in ons aparte vertrekke toe ons bid daaroor, ten minste ek doen. Nee, liefie. Maar mense, alle grappies op 'n stokkie. Jakobus sê vir ons baie duidelik, die gebed van 'n gelowige het 'n wat? Kragtige uitwerking. Moet dit nooit geringskat nie. Ons het ons voorbereidingslys, ons is bewus van Reddersburg se kinderhuis met hulle uitdagings, ons is bewus van hartsere en uitdagings wat nie eers op ons lysies is nie. Maar ek is doodseker daarvan, of lewendig seker eerder, dat die Here vanoggend op elke hart wat hier binne is, iets druk waarvoor daar gebid kan word. So ek gaan vra, kom ons neem 'n paar oomblikke van stilte. Ekskuus tog. Ek weet nie, weet jy dalk dien? Dit klink vir my, hulle gaan ook hê, Mariele. Ek sal in die week wat voor is, sal ek net met Toekie kontak maak en kontroleer, maar ek kan op die oomblik vir jou definitief sê nie. Okay, sal jy my net help onthou asseblief, dan sal ek met Toekie kontak maak. Okay, dankie. Ekskuus Mariele. Goed, kom ons word stil. Here ons God, wanneer ons so in die stilte sit, dan begin die stilte ons half kriewelrig maak. Party van ons raak onrustig, ander van ons raak miskien te rustig. Want die waarheid is, dit is lekker om by U te wees. Partykeer wil ons gesels, partykeer wil ons net wees. Maar Here, ons wil vanoggend as gemeente tot U nader. En ons wil sê, Vader, ons is bewus daarvan dat daar verskeie uitdagings is, van verskeie aarde en op verskeie plekke. En elkeen afsonderlik word op 'n unieke manier deur U op 'n besonderse uitdaging gewys. En ons hoef nie met mekaar saam te stem oor watter uitdagings ons wil aanspreek nie. Want ons is liggaam van Christus. En elke liggaamsdeel het 'n ander doel, 'n ander plek om te dien. Here God, ons wil egter saamkom en ons wil vanoggend dien in gebed. En ons wil vir elke persoon wat siekte geniet of siekte deurmaak, ons wil hulle nie opdra. Here, ons dink aan mense soos Heinrich byvoorbeeld, Here, wat kon huis toe kom. En ons sê vir U dankie. Ons dink aan mense wat nog nie antwoorde het nie. En ons vra Vader dat U hulle sal seën met geduld en met ondersteuning. Ons dink aan diegene wat miskien in eensaamheid hulle uitdagings deurwerk. En ons vra Vader dat U teenwoordigheid die eensaamheid sal aanspreek en dat hulle sal ervaar U is hulle toevlug en hulle krag. Here, ons weet, elkeen van ons soos ons hier sit vanoggend, ons sit hier as gevolg van U genade. U genade het ons in staat gestel en geroep.
En in antwoord op u genade wil ons ook hierdie roepstem aanhoor en antwoord daarop. En daarom bid ons vir mekaar. Ons bid genesing in siekte, ons bid reën en droogte, ons bid herlewing waar gees afgebreek word. Ons bid vir herstel in verhoudings, Here. Ons bid vir die skep van verhoudings waar dit nodig is. Here, ten diepste bid ons eintlik vir u teenwoordigheid in ons wêreld. U sê vir ons dat die duisternis sal probeer om die lig uit te doof, maar die duisternis sal dit nie regkry nie. En daarom bid ons, Here, laat u lig skyn. Laat u lig oor ons skyn, laat u lig deur ons skyn. Want ons wil u verteenwoordig in hierdie wêreld. Dankie, Here, dat ons geliefdes en onsself aan u mag opdra. En dat ons kan veilig rus in die wete, ons is in u hande. Amen. Goed. Kom ons word stil. Here ons God, u leer ons om te bid tot ons Vader wat ons nie kan sien nie. U leer ons om te vertrou op ons Vader wat die dinge wat verborge is sien. Daarom is ons gebed, Here, mag ons nou rus in die teenwoordigheid van ons Vader wat ons nie sien nie. En mag ons Vader in sy teenwoordigheid by ons alles sien wat verborge is in ons. Amen. Gemeente, wees gegroet vanoggend in die naam van die Here jou God. Dis hy wat vir jou sê dat daar vir jou genade is, in oorvloed. Dis hy wat vir jou sê dat daar vir jou vrede is, ook in oorvloed. Dis hy wat vir jou sê dat daar barmhartigheid nie net vir jou is nie, maar ook in jou is. Mag die Here God die rede wees hoekom jy opstaan. Mag die Here God die rede wees hoekom jy sing. En mag jy veilig rus by hom. Amen. Kom ons antwoord, ons gaan vanoggend weer ons lofprysing doen. Ons sing vonk 156, as vreugde my deel is. Ons leer dit aan, ons oefen dit in. Daarna sing ons vonk 146, wat ons ook laasweek begin inoefen het. My gees, my siel, my liggaam. En dan staan ons vir lied 530, praat ek mense engele tale. Kom ons sing saam.
stuur my na die wêreld om daar vir U te werk. My gees en siel en liggaam te wy ook aan U kerk. My hart is op die altaar en wag tot op U vuur. Wagtend, 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 ja wagtend op U vuur. Praat ek mense engle tale, maar dis nie uit liefde nie. Is my woorde al simbole, klanke sonder melodie. Al kan ek geheime uitlê, berge deur geloof versit. Of al het ek al die kennis, sonder liefde is ek niks. Sonder liefde sal my gawes, al my ywer my nie baat. Net die liefde onbaatsigtig bly oorwin met goed die kwaad. Onreg kan dit nie verdra nie, dit is met die waarheid bly. Deur vergifnis of verwagting, kom en dis in ons bly. Waar is al die maatjies? Daar's 'n paar daar's maatjies. Ons het maatjies. Maatjies, vanoggend se storietyd is 'n bietjie anders as die gewone storietyd. Ek wil nie vanoggend vir julle 'n storie lees nie. Ek wil eintlik vir julle net 2 versies. Nou in die Grootmens Bybel is dit 2 versies. In die Kinderbybel is dit baie sinne. Maar gaan eers vir julle die Kinderbybel lees. Die Kinderbybel sê ons weet partykeer nie mooi wat ons moet bid nie. Hoor mooi? Ons weet partykeer nie mooi wat ons moet bid nie. Dis hoekom die groot mense baie keer vir die kinders rympies beginne leer. Net om te begin help. Praat ek reg? Kyk. Ons weet partykeer nie mooi wat ons moet bid nie, maar die Gees help ons. Hy bid vir ons. Hy vertaal ons probleme in hemelse taal. Dan vat hy dit na God toe. God ken die Heilige Gees baie goed. Hy weet dat sy Gees ernstig vir ons bid, omdat hy ons wil help. Daarom luister God na die Gees. Hy weet dat die Gees volgens sy wil vir ons bid. Nou, hoe kan die Gees dan nou so slim wees, as om te weet wat dit is wat ons vir Jesus wil sê?
Die Grootmens Bybel sê dit vir my eintlik baie mooi. Hier staan in vers 27 van Romeine 8, en God wat die harte deurgrond. Dit beteken, maatjies, dat God ons harte lees, soos 'n boek. En omdat hy jou hart lees, weet hy presies wat jy vir God wil sê, hy weet presies wat jy vir mamma of pappa wil sê, of vir jou maatjies wil sê. Hy weet presies hoekom dit vir jou moeilik is om dit te doen, of hoekom party goed vir jou maklik is om te doen. Maar wanneer jy nie weet wat om vir Jesus te sê nie, wanneer jy nie weet wat om te bid nie, wanneer jy nie eers lekker weet wat dit is wat jy voel of hoekom jy so voel nie, moenie bang wees daarvoor nie. God weet hoe jy voel. God weet hoekom jy so voel. En hy is al klaar besig om te werk aan. Kom ons maak oogies toe. Liewe Jesus, ons bid so maklik, maak ons hartjie rein. En vanoggend is dit vir ons goed en lekker om te weet, U ken ons hartjies. U lees ons hartjies. Dit is vir ons wonderlike nuus. Want Jesus, wanneer ons klein is, sukkel ons om te sê wat in ons hartjies omgaan. Selfs wanneer ons groot is, sukkel ons om te sê wat in ons hartjies omgaan. Maar dankie dat ons vanoggend die belofte kry. U weet wat in ons hartjies omgaan. En U is reeds besig om te werk. Amen. Wie gaan vir ons vanoggend, dankie aan my, maatjies, die wat wil kleuterkerkie toe gaan, of maatjie kerk toe gaan, soos my kinders dit noem, julle kan nader staan, Tannie Ansonay gaan vanoggend saam met julle gaan. Goed. Het is vir my vreemd, ek is redelik goed voorberei en tog is ek nog steeds onseker oor waar om te begin. Goed. Ons het nou saam met die kinders gelees Romeine 8 vers 26 en vers 27. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. God deurgrond die harte. Hou vas aan dit. Dan blaai ons, ek gaan 'n bietjie rondblaai, dis hoekom ek nie die skriflesing aankondig nie. Vandaar af blaai ons na Matteus 6 toe en luister wat Jesus se raad is in terme van ons gebed. Verder, as julle bid, moet julle nie soos die skynheiliges wees nie. Hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die straathoeke te staan en bid, sodat die mense hulle kan sien. Dit gaan oor 'n motivering hier. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee. As jy bid, gaan na jou kamer toe, maak die deur toe en bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie. Jou Vader wat sien wat verborge is, sal jou beloon. Jou Vader sien wat verborge is. Kyk so, deurgrond die hart, sien wat verborge is. Dis die sinsnedes. Hou vir my asseblief vas aan dit. Ek blaai van hier af na Efesiërs toe. Efesiërs hoofstuk 3, die baie bekende gebed van Paulus vir die Efesiërs. Ek val met die deur in die huis, anders gaan ek nooit aan die gang kom nie. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan danke het. Dis alles goed wat ons al oorgesels het. Ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Innerlik, ek het gaan kyk
kyk na die Grieks. Dit verwys na die diepste diep van jou menswees, die setel van alles wat jy is. In die Bybelse verstaan daarvan is dit die hart, die middelpunt waar rondom alles draai. Daar moet God julle versterk. Dis wat Paulus bid. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word, dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Kortom, mense, mag God julle van julle diepste diep tot julle vlakste vlak vervul. Dis wat Paulus bid. So God deurgrond die harte, God sien wat verborge is, van ons vlakste vlak tot ons diepste diep, vul hy ons op, mits ons hom toelaat. Mits ons hom toelaat. En van hier af wil ek graag ook blaai na Esegiel. Ek vra vir verdraagsaamheid mense, daar is soveel meer tekste wat die Here op my hart gedruk het vir vanoggend. Daar gaan eenvoudig nie by almal van hulle uitgekom word nie. Esegiel 36. Esegiel 36. Vanaf vers 22. Daarom sê vir Israel, so sê die Here my God, dit is nie ter wille van julle dat ek optree nie, Israel, maar ter wille van my heilige naam, wat deur julle oneer aangedoen is onder die nasies waar julle gekom het. Nou wil ek net noem, as hier enige een van ons is wat vanoggend hierdie woorde hoor, en nie onmiddellik voel ons moet 'n bietjie terugtyns nie, dan weet jy nie wat hierdie vers beteken nie. Dan verstaan jy hom nie. Want God sê, dis nie ter wille van jou eer wat hy opstaan nie, dis ter wille van wat jy aan sy eer doen, wat hy opstaan. En ek het gesit in die week en ek sê, maar Here, ek is 'n dominee, ek het my lewe gewy aan die saak. En hy sê, Quentin, dis ter wille van wat jy aan my naam doen, wat ek moet opstaan. Moenie dink jy is heilig omdat jy 'n dominee is nie. Moenie dink jy is goed omdat jy 'n Christen is nie. Moenie dink jy is 'n disipel omdat jy so sê nie. Harde woorde, mense. So sê die Here my God, dit is nie ter wille van julle dat ek optree in Israel, maar ter wille van my heilige naam wat deur julle oneer aangedoen is onder die nasies waar julle gekom het. Ek sal die heiligheid van my groot naam laat blyk wat onder die nasies in oneer gekom het. Julle het my naam oneer aangedoen onder die nasies. Wanneer ek my heiligheid laat blyk in wat ek met julle doen voor die oë van die nasies, sal hulle besef dat ek die Here is, sê die Here my God. Ek sal julle tussen die nasies uit wegvat, julle uit al die lande bymekaar maak en julle na julle land toe terugbring. Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle rein kan word. Net hier moet ons besef, God red my nie ter wille van my nie, God red my ter wille van hom. Dit is 'n baie groot besef, hou vas aan dit. Nee? Ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgoderry. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggame uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorvaders gegee het. Julle sal my volk wees en ek sal julle God wees. Waaroor gaan dit?
Dit gaan oor die hart. En mense, daar het julle die prentjie gekry. Die tekste het bygekom na ek die prentjie uitgestuur het. Om te praat oor die hart van die saak is gewoonlik 'n gesprek wat mense baie vinnig goed warm kry onder die kraag, want kom ons wees maar eerlik, die hart van die saak verskil van persoon tot persoon. En ek wil onmiddellik sê, as julle nou hier sit met die verwagting dat die Here vir Quentin gevra het om vanoggend te kom sê wat die hart van die saak is of behoort te wees, julle is verkeerd. God het vir my in hierdie week meer vrae gegee as antwoorde. Ek het in die week redelik baie met die hart te maak gekry. Die foto wat julle daar sien, is 'n skets wat in Dr. Herbst in Bloemfontein se spreekkamer hang. Ek het daai foto daar geneem met my selfoon. Dis waar daai foto vandaan kom. So dis nie 'n internetfoto nie. Ek was by 'n kardioloog, nie vir myself nie, ek het iemand daar gaan aflaai. Heinrich met die pas aangeheer. Met my eie gesondheid. Begaan oor die hart. En die uitspraak die hart van die saak kom by my op. En ek is oortuig daarvan is die Here wat met my praat. En ek sê, goed Here, wat wil U hê moet ek gaan sê oor die hart van die saak? Geef vir my die inhoud. Kry nie antwoord nie. En ek sê eintlik, my Here, hoe dan nou? U wil hê ek moet praat oor die hart van die saak, maar U sê nie vir my wat die hart van die saak is nie. En die woorde kom na my toe, Quentin, jy is my saak en ek ken jou hart. Hoor jy dit? Jy is my saak en ek ken jou hart. Dis die enige iemand vir wie dit 'n bietjie vrees inboesem. En ek moet eerlik wees, die eerste keer dat ek daai woorde hoor, toe dit my angstig. God ken my motiverings. God ken my strewes. En hy sê dit nie net vir my, hy sê dit van elkeen van ons. Besef julle dat ons in die woord lees, dat ons met enige iets na ons Vader toe kan gaan, want daar's nog nie 'n woord op ons lippe nie, of die Here weet wat dit gaan wees. Besef julle dat die Bybel vir ons leer, niks wat in die duisternis gebeur sal nie aan die lig kom nie. Besef julle dit? Hoe voel jy op die oomblik oor jou integriteit? God kom na my toe en hy sê vir my, Quentin, ek weet wat vir jou die hart van die saak is. En dis al wat jy op die stadium hoef te weet. Ek weet wat vir jou die hart van die saak is. Ek weet presies wanneer jy jou gitaar kerk toe bring omdat jy wil oulik wees. En ouens, my gitaar is hier vanoggend. Ek wil baie graag vir julle liedjies sing. En ek het kwaai gebid daaroor. Hier sit my vrou, julle kan dan na die diens gaan vra, ek wou nie vanoggend my gitaar saambring kerk toe nie. Sy sal vir julle vertel. God sê, hy weet wanneer ek dit wil doen om oulik te wees. God weet wanneer ek 'n preek voorberei om iemand te kastei of om my beeld te blaas. God weet of dit in volle opregtheid is wat ek hier staan en sê, so sê die Here. En ouens, julle dominee is angsbevange, want hy besef wat die reperkusies gaan wees as hy dit nie in opregtheid doen nie. Maar dit het ons laasweek ook met mekaar gesels. Kom ons gaan nie daar nie. Kom ons gaan praat 'n bietjie oor die feit dat God weet wat die hart van die saak is. Dis sien wanneer ons lees in die Onse Vader gebed, dan sê Jesus, bid tot jou Vader wat jy nie kan sien nie, want jou Vader sien wat verborge is. Nou wat is die tipe goed wat jy sou wil wegsteek? Wat is die tipe goed wat jy nie aan die groot klok gaan hang nie,
Maar dit leef binne in jou. Dis die goed wat in die diepste van jou hart lê. Ek wil nie hê almal moet weet ek is siek nie. Want ek is skaam daaroor wanneer ek met elke tweede persoon die hele tyd moet praat oor my siekte. Ek wil nie vir die ouens sê wat my stokperdjies is nie, want nie almal stem saam met dit waarvan ek hou nie. Dis baie keer moeilik om as 'n dominee op die kansel te staan en te erken, jy hou van die 70s en die 80s se rock and roll musiek, terwyl daar mense is wat glo dit is sataniese musiek. Dis moeilik. Maar ek hou van rock and roll. Dis baie keer iets wat 'n mens vir jouself wil hou. Want wat gaan die mense sê? Maar ek kan voor God kom met alles. Ek kan voor God gaan staan en sê, Here, ek hou van Queen en van Def Leppard. En ek sit in my kar, my nek en styf vir 'n Kasposom Sugar on Me speel. Maar Here, ek hou ook van Michael W. Smith en Retief Burger. Want U het my geseën met musiek. Ek kan vir God die goed sê wat ek nie vir julle wil sê nie. Ek kan vir God die goed sê wat ek vir niemand wil sê nie, nie eers vir die sielkundige nie. Die goed wat ek nie eers vir my vrou vertel nie, God weet van dit. Dis hoekom hy die uitnodiging gee in Filippense 4, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles jou begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Want God weet in elk geval, hy sien wat verborge is. Dit is 'n gedagte wat jou kan troos, of dit is 'n gedagte wat jou kan skrik op die lyf jaag. Daai bal is in jou baan. Dis nie vir my om antwoord te gee nie. Maar God sien wat verborge is. En nou begin ek besef, maar my hart is waar my swakheid lê. Ek weet nie hoe om my hart te kommunikeer nie, Here. Die Gees pleit met versigtinge wat nie in woorde omgesit kan word nie, want God deurgrond die hart. Here, ek weet nie hoe my hart te kommunikeer en die Here sê vir my, ag, is alright, ek het klaar gehoor. Jy het nog nie eers begin huil nie, dan die Here die trane afgedroog. Jy het nog nie eers begin lag nie, dan dans God saam met jou. Hoekom? Want hy sien wat verborge is en hy ken jou hart. Hy weet wat is jou saak. Hy weet jou hart is ook die plek waar jy die vinnigste knak. Maar kom ons wees maar eerlik, mense, emosies is maklik om te manipuleer. Dit is maklik om met emosies te manipuleer. Dames, wees eerlik, hoeveel keer het julle al trane gebruik om julle man te kry om te doen wat julle wil hê? Wees eerlik. Ek weet daai twee kinders van my, hulle draai vir my en Krieska siekslaf om hulle pinkie met trane. Emosies is maklik om te manipuleer. Laasweek het julle kliphard saam met my gehuil. Dit was daarom opreg, ek waardeer dit, maar nog steeds. Die goed gebeur. Dit is hoekom die Here vir Paulus aansê. Paulus bid vir die mense. En bid dat hulle met die volheid van God vanuit hulle diepste diep tot by hulle vlakste vlak vervul sal word. In die krag van God. Dis die hele rede hoekom Efesiërs 6 ook vir ons sê, hulle stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen al hierdie bose magte en gesagte, en dit is hoekom ons die borsharnas van die vryspraak moet aantrek. Want die duiwel val jou hart aan wanneer hy vir jou sê, jy is nie goed genoeg nie, jy is te vol sonde, jy is te die of te daai of te dit of te dat. En dan moet daai borsharnas sê, God spreek my vry van dit alles. Goodbye. Party mense sit en dink, Here, ek het deur tyd met omstandighede verhard. En die Here sê, ek sal die kliphart uithaal. En ek sal vir jou 'n vleishart insit. Maar mense, dis niks nuut wat ons vanoggend gesels nie. Ons het al gepraat oor die intimiteit wat ons met God het. Ons het al gepraat oor ons Vader, ons het gepraat oor hom as skepper en herskepper, vertrooster, een wat verantwoordelikheid neem,
een wat troos, een wat toevlug bied. En oor die afgelope tyd het ons verskriklik baie tyd daaraan afgestaan, Sondag vir Sondag, om te vra wie God is. Wanneer God vanoggend na ons toe kom en hy sê, ek ken jou hart, en ek weet wat jou saak is. Wanneer God kom en hy sê, jy is sy saak en hy ken jou hart, dan is daar een ding wat jy moet hoor. Wie is God? Hy is die een wat jou ken. Beter as wat jy jouself ken. Hy ken jou motiverings beter as jy. Hy ken jou saak beter as jy. Hy ken jou oplossings beter as jy. Ek weet nie hoekom ek vanoggend preekie, maar God weet. Ek weet nie hoekom hy wil ek hierdie 2 liedjies moet sing nie. God weet. Ek weet nie hoekom ek vanoggend te skaam was om my gitaar te bring nie. Ek weet ook nie hoekom die Here met Krieska gepraat het om met my te praat nie. God weet. Want God sê vir my, ek is sy saak. Hy ken my hart. Elkeen van julle is God se saak. Hy ken julle hart. Wat is vir jou die hart van die saak? Ek weet nie. Miskien weet jy ook nie. Maar ek weet vir wie jy kan vra. Ek wil dit weer sê, ek weet nie, maar ek weet vir wie jy kan vra. Jy is God se saak. Hy ken jou hart. Ek wil graag afstap en net 2 liedjies aan julle voorhou. Professionele fout, jammer. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for this thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world,
no one could express how much you deserve. Long weekends poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for this thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for this thing I've made it. When it's all about you, all about you, Jesus. Koning van my hart, koning van my lewe, evil at the mirth, die lof besing vir ewig, het my bevry. My sonde skuld vergewe, koning van my lewe, koning van my hart. O Heer my God, as ek in eerbied wonder in al die werke elke dag aanskou, die son en maan, die aarde, sterre, wolke, hoe dit elke dag so ek jy, my redder en my God. Hoe groot is U, hoe groot is U, wanneer die hele skepping klink dit saam. Hoe heerlik Heer, die grote naam. Hoe heerlik Heer, die grote naam. Here ons God, ons staan klein voor U grootheid. Ons staan afhanklik van U, ons staan uitgelewer aan U, maar dit is juis ons grootste krag. Wanneer ons swak is U sterk. Here, U ken ons harte, U ken ons sake. Mag U saak ons saak wees. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.
Ons het nou geleentheid om die Here te eer met ons offergawes. Dankie vir die geleentheid om saam te kan aanbid op verskeie maniere. Om wil oomlik of om iets wil sê. Kom ons staan en sluit ons af. Ons sing dit biddend, nie my lewe, laat dit Heer U gewy wees, meer en meer. Neem
Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. See